welkom by nog 'n aflewering van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vanmôre gesels ons verder oor Maria en die rol wat sy speel in die ekonomie van verlossing en spesifiek haar rol dan as die moeder van God, as Theotokos. Vir baie mense is die term Theotokos of dan die term moeder van God iets wat aanstoot gee. Die gedagte dat Maria kan nie moeder van God wees nie, anders sou ons daardeur sê dat Maria self God is. Maar is dit waar? En weer eens wil ek jou graag uitnooi om 'n bietjie ook te gaan kyk na die video's wat ons nou al vroeër gehad het. Spesifiek die rondom Maria. Dit wat die Katolieke Kerk glo en bely en sê rondom Maria, sê ons nie omdat ons dink sy is 'n godin nie. Nie omdat ons synkretisties wil wees nie. Nie omdat ons nou eers van die godinne uit die verlede soos Ishtar gaan haal het en nou op 'n snaakse manier 'n godin in die kerk wil bytrek in die naam van Maria nie. En dat ons nou naas God iemand wil aanbid nie. Nee, dis nie wat die Katolieke Kerk doen nie. Ek weet, dit is iets waarvan ons dikwels beskuldig word, maar dit is nie wat ons doen nie. Dit wat die kerk bely en sê oor Maria, sê ons van haar as gevolg van wie haar seun is. As gevolg van wie haar seun Jesus Christus is. God wat mens geword het. En dis baie belangrik. En dis baie belangrik. Vandag is daar baie mense daar buite, protestante daar buite, wat sou erken en sê, nee, Maria is moeder van Christus. Dat sy Christostokos is. Dat sy die draer van Christus was en is. Geboorte gegee het aan Christus, maar nie aan God nie. Dit klink so mooi. Maar as ons eerlik wil wees en ons gaan kyk in die geskiedenis, sal ons sien, nee, wag 'n bietjie, dis eintlik nie die ortodokse geloof nie. Dis nie die ortodokse standpunt rondom wie Jesus is nie. En dat dit eintlik 'n kettery is. En daarom, as jy worstel met hierdie gedagte van wie Maria dan nou is binne die ekonomie van verlossing, en jy worstel met die gedagte dat die kerk sê Maria is moeder van God, dan nooi ek jou uit om regtig nou 'n bietjie moeite te doen ook met hierdie video. Maar ook wil ek vir jou uitnooi om op jou eie tyd 'n bietjie terug te gaan in die geskiedenis en te gaan lees. Wat het die konsilie van Efese, Konstantinopel en Nicea gesê oor wie Jesus is? Want weer, wie Jesus is, het 'n invloed op wie Maria is. Wat die kerk bely oor Maria is omdat ons nie wil iets sê oor Maria en haar wil meer maak as wat sy was of is nie, maar omdat ons wil beskerm wie Jesus Christus was en is. En dis belangrik. En daarom is dit belangrik dat ons eerlik aan die geskiedenis toe moet gaan en gaan kyk wat was op die spel. Waar kom dit vandaan dat die kerk sê Maria is moeder van God? Maar ek wil begin deur 'n gedeelte te lees uit die katekismes van die Katolieke Kerk. En ek wil regtig waar ook vir jou uitnooi, as jy nou na hierdie video kyk, jy's 'n protestant, jy's 'n ongelowige, jy's iemand wat belangstel in die Katolieke Kerk, jy's iemand wat dalk sommer net die Katolieke Kerk wil kritiseer, wil ek jou tog uitnooi om eerlik te kritiseer. Werk met wat die kerk sê, nie met wat jy dink die kerk sê nie. En dis nou belangrik. In paragraaf 495 van ons katekismes word daar gepraat oor Maria se moederskap. Oor Maria se moederskap. En ek het nou net die Engelse katekismes hier. Mary's divine motherhood. En onmiddellik kan mense sê, sien, julle sê sy is goddelik. Nee, ons sê nie sy is goddelik nie. Maria is 'n mens soos ek en jy. Met uitsondering van die feit dat sy van die begin af beskerm is deur God wanneer dit kom by die erfsonde. Maar daarby sal ons nog kom wanneer ons praat oor Maria se onbevlekte ontvangenis. Dis een van die ander groot dogmas. Vanmôre net oor Theotokos. Nou, called in the Gospels the mother of Jesus, Mary is acclaimed by Elizabeth at the prompting of the Spirit and even before the birth of her son as the mother of my Lord. So dis nou belangrik. Hier word gepraat van die geskiedenis van Maria, wat op 'n stadium, nadat die engel Gabriël by haar gekom het en gesê het, jy gaan swanger word, jy sal 'n seun baar, jy sal 'n seun in die wêreld bring, en hy sal die verlosser wees, hy sal Jesus wees, die verlosser. Dan gaan sy na haar tannie Elisabeth toe.
En wanneer sy by haar tannie Elisabeth kom, en sy vir Elisabeth groet, dan spring die seentjie Johannes, wat in die baarmoeder van Elisabeth is, op, van opgewondenheid, wanneer hy die stem hoor van Maria. En dan sê Elisabeth hierdie wonderlike uitspraak, wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? Wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? En dit is 'n teksvers waarvan protestante te min maak. Want dit is hierdie teksvers en ander gedagtes en ander teologiese gevolgtrekkings wat vir ons belangrik is as Katolieke wanneer ons praat oor wie Maria is, as gevolg van wie Jesus is. Van wie praat Elisabeth nou as sy dit sê? Wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? Sy praat tog van Maria. Wie is ek dat jy, Maria, na my toe kom? Maar sy sê nie, wie is ek dat jy na my toe kom, omdat jy in jouself nou maar net belangrik is nie. Die beskuldiging wat ons as Katolieke dikwels kry nie. Nee. Elisabeth sê, wie is ek dat jy na my toe kom, want jy is moeder van iemand baie besonders. En wie is hierdie iemand baie besonders? Elisabeth sê, my Here. My Here. Nou, die woord Here in die Nuwe Testament in die Grieks, kurios. Kurios. Wat kan beteken eienaar? En dit is interessant dat Elisabeth dan sê, wie is ek dat die moeder van my eienaar na my toe kom? Wie sou die eienaar van Elisabeth wees? Nou, 'n mens sou nou, as jy na die konteks kyk, die tydperk waarin dit afspeel, kon sê daar is een van 2 moontlikhede, 3 moontlikhede miskien. Of Elisabeth verwys na dat sy 'n slavin is, want dat daar 'n eienaar is, dat daar 'n man is wat die baas is van Elisabeth, en Elisabeth is sy slaaf. Want slawe het hulle baase aangespreek as kurios, my heer, my eienaar. Maar daar is geen bewyse dat Elisabeth 'n slavin van 'n ander mens op daai stadium was nie. Elisabeth was 'n vrygebore vrou, sy was nie onder die juk van slawerny in die sin van dat sy die slavin nou van iemand was in wie se huis sy moes werk nie. Nee, sy was getroud met Sagaria, haar man was een van die priesters in die tempel, en sy was 'n vry vrou. So, sy kon nie die slavin gewees het van 'n ander man nou nie. So dis uitgesluit. Die ander moontlikheid is dat sy wel dan die slavin kon wees, die eiendom kon wees van die Romeinse keiser. En dit klink nou vreemd, want die Romeinse keiser op daai stadium wat regeer het ook oor Israel, het die titel gehad Kurios. Kurios was een van sy titels wat gesê het dat die hele Romeinse ryk behoort aan hom. Hy is die Here van die Romeinse ryk. In die Romeinse ryk, die Romeinse burgers is almal sy eiendom. So dit was een van sy eretitels. So dit kon so wees, dat Elisabeth sê, wie is ek dat die moeder van Caesar na my toe kom? Maar Maria was nie die moeder van die Romeinse keiser nie. So dit kan nie dit wees nie. So wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? So dis net die derde moontlikheid. Dit bring ons dan by die Ou Testament. In die Ou Testament sien ons dat op 'n stadium in die geskiedenis is die Ou Testament in Grieks vertaal. Ons noem dit die Septuaginta. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, en dit is waarop ons as Katolieke Kerk ons Ou Testamentiese kanon baseer, met sy meer boeke as wat die protestante dan ook het. Met sy 46 boeke. Die Septuagint. En in die Septuagint sien ons dan dat in die Ou Testament, die Hebreëus, sien ons dat die Hebreëse woorde vir God is Yahweh, wat die verbondstitel van God is, Elohim, God, en inderdaad ook die woordjie Baal, wat eienaar beteken. Dit verwys nie nou na die afgod Baal nie. Eienaar, Baal. En al 3 daardie woorde word in die Ou Testamentiese Griekse vertaling van die Septuagint vertaal met hierdie, by verskillende plekke, vertaal met Kurios. So Kurios het die implikasie van God, eienaar, Here,
baas. En ons sien inderdaad dan dat in die Nuwe Testament Paulus later van tyd teenoor die Romeinse keiser sê, nee, wag so 'n bietjie, die eintlike eienaar van die wêreld is Jesus Christus, God wat mens geword het. Jesus Christus, wat God wat mens geword het. Hy is eintlik die eienaar van die mensdom, nie die keiser nie. So Elisabeth praat baie duidelik van die seentjie, die seun met 'n hoofletter, waarmee Maria op daardie stadium swanger was. Wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? Wie is ek dat die moeder van my eienaar na my toe kom? Wie is ek dat die moeder van my God na my toe kom? My verlosser na my toe kom. Dis die implikasies van die woorde van Elisabeth. Dis nie iets wat ons as Katolieke uit ons duim uitsuig nie. Dis nie iets wat ons synkretisties nader sleep omdat ons nou een van die godinne van die wêreld daar buite gaan haal en sê, kom 'n bietjie hierso Ishtar, ons wil synkretisties wees in die Katolieke kerk en nou druk ons Maria in die kerk in nie. Nee, Elisabeth sê, Maria, jy is moeder van my Here. Maria, jy is moeder van my God, my eienaar. Dit staan daar in die Bybel. Wat maak ons hiermee? Wat maak ons hiermee as ons so maklik die Katolieke kerk wil beskuldig van synkretisme? Dan lees ons verder. Rondom Maria. Kom ons lees net weer. Mary is acclaimed by Elizabeth at the prompting of the Spirit and even before the birth of her son as the mother of my Lord. In fact, the one, met the hoofletter, whom she conceived as man by the Holy Spirit, who truly became her son according to the flesh, was none other than the Father's eternal Son, the second person of the Holy Trinity. Hence, the Church confess that Mary is truly Mother of God. Theotokos is die Griekse woord. Maria is moeder van God op grond van die feit dat sy nie net geboorte skenk aan 'n mens Jesus nie, maar dat sy geboorte skenk ook aan die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, naamlik die Seun van God. En dis belangrik. Dis belangrik, en ons gaan 'n bietjie daaroor praat. In die geskiedenis van die kerk moes die kerk dikwels besin oor wie Jesus is in tye waar daar 'n stryd ontstaan teenoor kettery. Mense wat kom en verkeerde goeders sê. En daarom is dit belangrik, sê ek nou weer, dat dit wat die kerk sê oor Maria, sê ons op grond van die feit wie haar seun is. Wanneer ons dan oor Maria praat ons oor haar omdat ons geloof in Jesus Christus wil beskerm. Dis belangrik. Maria is 'n wegwyser na Jesus Christus, sy verlossingswerk, na wat hy kom doen het, na wie hy is, na die drie-eenheid. Dis belangrik. Nou, in die kerk se geskiedenis moes die kerk besin oor wat maak ons met ons Joodse erfenis. Die Joodse geloof onder andere ook, die monoïstiese geloof, daar is net een God. Want die kerk glo daar is net een God. Maar hoe maak ons dan nou met hierdie mens Jesus Christus, wat die storm stil maak en die disipels sê, wie is hierdie man dat selfs die wind na hom luister? En die implikasie is, hy is nie maar net 'n mens nie. Wat maak ons met hierdie mens wat sê, ek is, in dieselfde sin as wat die Ou Testamentiese God sê, ek is, Jahwe, die ek is uitsprake van Jesus. Wat maak ons met hierdie mens Jesus, wat oor 'n afstand mense gesond maak, wat die wet herinterpreteer en wat selfs die Jode erken, die Fariseërs en die Sadduseërs, net God kan dit doen. Wat maak ons met hierdie Jesus wat optree in woord en daad in die persoon van God? Hieroor moes die kerk besin. Nou, in die geskiedenis van die kerk was daar twee groot standpunte dan oor wie Jesus was. Aan die een kant was daar die gnostisie, en spesifiek die docetisme, wat gesê het, Jesus was God. Maar hy was nie 'n mens nie. Hy was soos 'n hologram. Hy het net 'n skynliggaam gehad. Dit lyk net asof hy mens was, maar dit was nie regtig so nie. Dit is net 'n skuil liggaam, 'n kunsmatige liggaam, 'n hologram, wat hy
gehad het. Hy was nie regtig mens nie. Maar dan was daar ook die ander mense wat gesê het, nee, Jesus was glad nie God nie. Hy was net 'n mens, en die ekstreme groepe het gesê dat hy was selfs getroud met Maria Magdalena, ensovoorts, ensovoorts. Dit kan ons later oor praat. Hy is net 'n mens. In beide gevalle is ons verlossing op die spel. As Jesus net 'n mens is, beteken dit, hy kan ons nie verlos nie, want dan is hy self so geheg aan hierdie skepping, en dis juist die skepping wat verlossing nodig het, want die hele skepping is gekwes en vermink deur die sonde wat daar in die wêreld is. Die gebroke verhouding wat ontstaan het tussen God en die skepping, tussen die skepping en die skepping, mens en die skepping, mense tussen mekaar, daardie gebrokenheid, die hele skepping lei daaronder. As Jesus dan net 'n mens is, beteken dit hy sou self verlossing nodig gehad het, en hy kan ons dan nie verlos nie. As hy net God was, is die implikasie, maar hy kan nie regtig dan in ons plek sterf nie. Hy kan dus nie regtig self die skuldlas wat die mens moet gee aan God, kan hy nie gee nie. Want hy is God. En die mensdom skuld iets vir God, maar hoe in die mensdom kan net homself gee. Ons kan net onsself vir God gee. Maar as Jesus net God is, dan kan hy nie menslikheid vir God gee nie. Hoe dit ook al sy, in beide gevalle is ons verlossing op die spel. As hy net God is, dan is ons nie regtig verlos nie. As hy net mens is ons ook nie verlos nie. Daarom bely die Katolieke Kerk, en ek weet ook die gereformeerde kerktradisie en die Lutherse kerktradisie doen dit ook, dat die verlosser moes volledig God en mens wees. Volledig God, volledig mens wees. Nou, in die geskiedenis van die kerk, nadat Konstantijn die Grote beheer oorgeneem het van die Romeinse Ryk, en daar vrede gekom het in die wêreld, het hy deur middel van die Edik van Milaan godsdienstvryheid aangekondig. En hy het gehoop dat hy nou kon stabiliteit bring in die Romeinse Ryk, deur ook aan die kerk godsdienstvryheid dan ook te gee. Anders as wat hy gedink het, was dit nie so eenvoudig nie. Want in die kerk het daar 'n stryd ontstaan oor wie is Jesus. Ek het net verwys na die verskillende kettery groepe. Daar was onder andere 'n man met die naam van Arius, wat gesê het dat daar was 'n tyd wat die seun van God nie was nie. Daar was 'n tyd dat Jesus Christus nie was nie. Dat die seun van God, dat die seun van Maria, dat Jesus Christus nie van altyd af bestaan het nie. Hy het nie van altyd af bestaan nie. Dat Jesus Christus is 'n kreatuur, hy is 'n skepsel. Die implikasie is dat as hy 'n skepsel is, en hy is nie volledig God nie, kon hy nie volledig verlos nie. As hy 'n skepsel is, dan is daar ook hierdie gedagte van nou het jy dalk meer as een God. Jy het dalk nou meer as een God, as hy tog in 'n sekere mate God is, maar hy's nie regtig God nie, dan het jy mos nou twee gode. Die interessante is, Arius wil eintlik juis monoïsme beskerm, maar dit het ons verlossing in gedrang gebring. Dit het ons verlossing in gedrang gebring. En die kerk het uiteindelik by 'n dorpie met die naam van Nicea bymekaar gekom. Ons noem dit die Ekumeniese Konsilie van Nicea. En dit is hierdie konsilie wie ons hierdie jaar se 1700-jarige herdenking vier. 1700 jaar gelede het die kerk bymekaar gekom by Nicea om nou vir die eerste keer regtig te besin oor wie is Jesus regtig. En die kerk kom tot die gevolgtrekking onder leiding van die Heilige Gees teenoor Arius en teenoor die gnostisisme, sê die kerk, Jesus Christus is volledig God en volledig mens. Hy is nie 50% God en 50% mens nie, hy is volledig God, hy is volledig mens. Jesus Christus het twee nature, hy het twee nature. Wat beteken? Jesus Christus het in homself 'n menslike natuur en 'n goddelike natuur. Ons praat van die hypostatiese vereniging, die hypostatic union. Goed. Nou, dis nie al wat die kerk sê nie. Op daardie stadium het die kerk dan nou ook erkenning gegee aan die feit dat God drie-enig is. Die woord Trinitas wat ontwikkel het vanuit die teologie van Tertullianus en Irenaeus en ander kerkvaders wat besin het oor God, die drie-eenheidskonsep van Trinitas. God is drie persone, een wese, drie persone.
Dis die teologie wat in daardie stadium begin ontwikkel het, in die sin van, dat ons het nou begin amptelik sê het. Hoe werk dit? Hoe werk dit? Want ons is 'n monoïstiese godsdiens. Maar wie is Jesus? En wat is sy verhouding met die Vader? Wie is die Vader? En wat is sy verhouding met die Heilige Gees? Is dit 3 gode? Is dit 1 God? Arius wou hê, en sy aanhangers wou hê, dat Jesus nie in dieselfde mate God is as die Vader nie. Maar die kerk kom en verklaar, Jesus is in sy wese God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Dis die belydenis van Nicea. Maria gee dus geboorte aan die persoon Jesus Christus, wat mens en God is. Waar kry hy sy mensheid vandaan? By Maria. Waar kry hy sy Godheid? By die Vader. By die Vader, met wie se wese hy een is. God word mens deur Maria. God word mens deur Maria. Die inkarnasie vind deur Maria plaas. Dis belangrik. So, as Nicea, die konsilie van Nicea reg is, dat Jesus is 100% gelyktydig mens en God, reg van die begin af, dan beteken dit by implikasie, Maria moes geboorte gee aan Jesus Christus as God, en dan is sy moeder van God. Dan is sy moeder van God. Dis belangrik. Dis belangrik. Die stryd oor wie Jesus was, het egter nie dadelik gaan lê nie. En daar het 'n stryd ontstaan tussen die aanhangers van Arius, wat dalk nie so ekstreem soos hy was nie, maar wat tog nie wou aanvaar dat Jesus God is in dieselfde mate as die Vader nie. En dit het gegaan oor 'n lettertjie I. Die kerk het verklaar dat Jesus is homoousios, een in wese met die Vader. Maar hulle wou hê, die kerk moes sê, Jesus is homoousios, hy is soortgelyk. Hy is soortgelyk in sy godheid as die Vader, maar is so 'n bietjie minder. Dis so 'n bietjie minder. En hierdie stryd duur dan voort. En uiteindelik, by die konsilie van Konstantinopel, kom die kerk in 398 en sê die kerk, nee, hy is volledig God, volledig mens, volledig God in dieselfde hoeveelheid as die Vader. So, homoousios word verwerp. Hy is nie soortgelyk aan die Vader nie, hy is een in wese met die Vader. Weer 'n keer. So, as Jesus een in wese met die Vader is na sy godheid, dan beteken dit, volgens die konsilie van Konstantinopel, moes Maria dan geboorte gee aan hierdie persoon, Jesus Christus, wat God en mens is. Sy is moeder van God. Sy is moeder van God. Maar, daar was mense wat het bloot eenvoudig nie wou aanvaar dat Jesus volledig God is nie. En die stryd oor wie Jesus is, het nog voortgeduur. Die stryd het gegaan onder andere oor, in watter mate is Jesus mens? Is hy volledig mens in die sin van dat hy liggaam, siel en gees het? Sy menslike rede, sy menslike denke, watter rol het dit gespeel in sy optrede hier op aarde? Of het sy goddelike natuur, sy menslike natuur oordonder? Party mense het gedink dat sy menslike liggaam is soos 'n houer en die godheid is daar binne, en Jesus het as mens geen menslike siel nie, geen menslike gees nie, geen menslike denke en besluitneming gehad. Maar die kerk het gesê, nee, wag 'n bietjie. Dit is ook verkeerd. Jesus moes 100% mens wees om ons te kon red. En 100% God, wat beteken, Jesus het 'n vrye wil ook gehad. En daarom is protestante, veral die wat Calvinisties is, verkeerd om te sê dat daar nie iets is soos 'n vrye wil nie. Want as Jesus volledig 100% mens is, en hy 'n vrye wil gehad het, volgens die kerk sy eie uitsprake, by die konsilie van Oranje, die konsilie van Chalcedon, dan beteken dit ook ons, as mense, tog 'n vrye wil moes hê, want hoekom sou Jesus dit dan hê, as hy mens word? Maar dit is ook 'n gesprek vir 'n later keer. Die punt is, Jesus is volledig 100% mens, met 'n siel, liggaam en 'n gees, en hy is volledig ook God.
'n man met die naam van Nestorius het na vore gekom en gesê, dit is dalk nou alles goed en wel, maar ek is steeds nie bereid om te sê Maria is moeder van God nie. Want ons maak nou van Maria 'n godin. Ons maak haar meer as wat sy is. Dit sou impliseer dat Maria moet ook nou 'n tipe van 'n god wees. Dis dieselfde tipe kritiek wat ons vandag nog kry vanuit protestantse geleerdere. So in daardie mate sou ek tog so 'n bietjie tong in die kies sê, miskien is daar 'n bietjie nestoriaanse trekke in die protestantisme. Hoe dit ook al sy, is dat die kerk kom en sê vir Nestorius, nee, wag 'n bietjie. Maria is nie maar net Christus barend nie. Maria is nie maar net Jesus barend nie. Sy gee nie geboorte aan 'n, en ek sê dit met baie groot respek, sy gee nie geboorte aan 'n stuk vleis as 'n menslike liggaam wat daar lê en dan kom die goddelike natuur en hy neem daarvan besit na die geboorte nie. Want dis wat party van Nestorius se aanhangers gesê het, dat Maria gee geboorte aan net die mens Jesus binne die geskiedenis van die wêreld en dan ergens na die tyd, moontlik by sy doop, kom neem die Logos, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, kom neem nou besit van hierdie liggaam. En nou kan ons sê, is daar 'n hypostatiese vereniging in die persoon Jesus Christus, en nou is hy God en mens, na daardie moment. Maar dit het plaasgevind na die geboorte. En hulle kon nie regtig sê waar nie, alhoewel, soos ek sê, daar is verwys na sy doop as 'n geleentheid waar dit kon plaasvind, moontlik in die tempel, toe hy 12 jaar oud is, dalk toe hy sy bediening begin het, na die doop, ergens in die woestyn, kon dit gebeur het, dat die Logos nou van Jesus kom besit neem, maar die kerk het dit verwerp. Die kerk het gesê, nee. Dit sou ook ons verlossing op die spel plaas, want dan beteken dit ook weer by implikasie, dat daar is 'n stuk menslike gebrokenheid binne in hierdie Jesus, wat dan ons verlossing op die spel kon plaas. En ek weet dit klink ingewikkeld, maar dit is die dinge waaroor die kerk tegnies moes oor besin. Elke keer oor, dit bring ons verlossing op die spel. As jy wil hê, Jesus moet 100% God wees, en 100% mens gelyktydig, dan het dit implikasies. Logiese, Bybelse implikasies. Die vraag is, wanneer het hy 100% God en mens geword? Want daar was 'n tydperk, wat die Logos bestaan het as die seun van God, maar hy nog nie mens geword het nie. Dit was van alle ewigheid af, ons kan dit nie pinpoint in die geskiedenis nie, hy is vir ewig uit die Vader gebore, bely ons in Nicea. Maar Jesus, as mens, is gebore. Hy het 'n punt gehad van ontstaan in die geskiedenis. Maar die kerk bely, dat Jesus Christus, die een wat gebore word uit Maria, die een wat sterf aan die kruis, die een wat opstaan, is nie maar net 'n mens nie. Hy is ook nie net God, soos die Docetisme sê nie. Die Docetisme is verkeerd, Arius is verkeerd. Wanneer het Jesus dan, as hy 100% God en mens is, wanneer dit gebeur? En die kerk bely, en het nog altyd bely, soos ek gelees het in die katekismus, alreeds in Maria het die inkarnasie plaasgevind. Kom ons gebruik dan daardie woord konsepsie, met die verstandhouding dat dit nou nie dieselfde beteken as wanneer 'n spermsel en 'n eiersel bymekaar kom nie. Maar dit gaan nou hier oor wanneer het die moment van inkarnasie plaasgevind. Die kerk sê in die baarmoeder van Maria by daardie punt van konsepsie. Daarom het die kerk ook gesê Nestorius is verkeerd. En dit was by die konsilie van Efese in die jaar 431. En daar het die kerk gesê, by die konsilie van Efese in 431, dat Maria geen nie geboorte aan Jesus as 'n stuk vleis, as net 'n menslike liggaam nie. Sy gee geboorte aan die volledige persoon, Jesus Christus. En wie is die volledige persoon, Jesus Christus? Hy is die hypostatiese vereniging van die twee nature, mens en God. Jesus Christus is in sy persoon, God en mens, hy het twee nature. Die drie eenheid het drie persone, drie hypostatiese persone, drie hypostatiese. Die woord hypostatis kan jy ook vertaal met persoon. Drie persone. Een is Jesus. Hy het twee nature.
'n menslike natuur en 'n goddelike natuur. Wanneer het hy dit gekry? Nestorius wou hê, dit moes later wees, as ergens na sy geboorte, nadat Maria geboorte aan hom geskenk het. Maar die kerk het gesê, op grond van wat Elisabeth sê, wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? Nee, wag 'n bietjie, dit het plaasgevind in haar, reeds. Daarom sê die kerk, Nestorius, jy is verkeerd, Maria is moeder van God. Nie omdat sy goddelik is nie, nie omdat ons synkretisties wil optree nie, nie omdat ons van haar wil meer maak as wat sy is nie, maar as gevolg van wie Jesus is. Hy is die Logos, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, wat deur Maria in die wêreld inkom. Daarom, my broer en suster, as jy nie wil aanvaar dat Maria Theotokos is nie, as jy nie wil aanvaar dat Maria moeder van God is nie, dan staan jy in die voetspore van Nestorius, wie 'n ketter was, wat al reeds in die jaar 431 deur die kerk verwerp is as 'n ketter. Dan is jou geloof nie ortodoks nie. Jy kan nou sê, nee, maar ek wil net eintlik God beskerm. Nestorius wou ook. Miskien moet ons leer om meer eerliker te wees met die geskiedenis en ophou om die Katolieke Kerk te beskuldig van goed wat ons dink sy sê wat sy nie sê nie. Met die titel Moeder van God sê die kerk nie dat Maria goddelik is nie. Die kerk bely daardeur dat die persoon Jesus Christus God en mens is. Daarom as jy vir Athanasius sou sê, ek glo nie dat Maria moeder van God is nie, sou Athanasius sê, jy is 'n ketter. As jy nie wil glo dat Maria moeder van God is nie, sou Augustinus vir jou sê, jy is 'n ketter. Daarom, kom ons wees eerlik met die geskiedenis. Die kerk wou nie Maria inbring omdat ons synkretisties wou optree nie. Die kerk moes begin besin oor Maria as gevolg van die rimpel-effek van wie haar seun is. As hy volledig God is, as hy volledig mens is, dan sê dit iets oor haar. Dan maak dit iets van haar, al wil sy dit nie wou wees nie. En dis belangrik. Maria is moeder van God op twee wyses. Sy gee aan Jesus sy menslike natuur, maar sy ontvang en gee ook geboorte aan die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, naamlik die Logos. Sy gee nie aan Jesus sy goddelikheid nie, maar sy gee geboorte aan die Logos, omdat die inkarnasie alreeds in haar plaas vind. Die hypostatiese vereniging, die vereniging tussen Jesus se menslike natuur en goddelike natuur vind binne in Maria plaas, nie later nie, nie na die tyd nie, want dan sou dit ons verlossing op die spel plaas. En Elisabeth erken dit, wanneer sy sê, wie is ek, dat die moeder van my Here na my toe kom. Dis belangrik. Ek wil afsluit, ons sal in volgende video's praat oor die ander dogmas, oor die ander verskillende dogmas, maar ek wil afsluit deur te verwys daarna te sê, dit wat die kerk sê oor Maria in terme van haar gekontinueerde maagdelikheid, die feit dat sy selfs na die geboorte van Jesus 'n maagd was, sê die kerk ook op grond van wie Jesus is. Die feit dat die kerk praat van haar eie vlekkelose ontvangenis en hoe dat die Here haar weerhou het van erfsonde. Dit gaan oor wie Jesus is, nie oor wie sy is nie. Dit gaan ook nie daaroor dat ons sê sy nie verlossing nodig gehad het nie. Dit gaan oor wanneer die verlossing aan haar gegee is. Dieselfde met haar ter hemel opneming. Gaan nie oor wie sy as sulks is nie, maar oor wie Jesus is en die implikasies van sy verlossingswerk. En daarom, ek weet hierdie goeders is moeilik, maar wanneer ons dit wat die Katolieke Kerk sê wil kritiseer, kom ons wees eerlik. Kom ons wees eerlik oor wat die kerk sê, en nie oor wat jy dink die kerk sê nie. Ek wil jou uitnooi om regtig te gaan lees, soveel mense daar buite, en ek was ook daar as dominee, wat baie arrogant die Katolieke Kerk gekritiseer het vanuit my eie onkunde. Maar baie mense daar buite is so onkundig oor die Katolieke Kerk, maar hulle almal dink, hulle weet wat die Katolieke Kerk sê, en dan haal hulle aan uit tweedehandse, derdehandse, vierdehandse bronne, en hulle gaan nie terug na wat die kerk self sê nie.
Selfs dominees, ek en my een vriend Jacques het nou daaroor gepraat, oor dominees, vooraanstaande dominees, wat voortdurend die Katolieke Kerk wil slaan met 'n stuk hout, die Engelse woord wil bash, en wil kritiseer en ons wil beskuldig van 'n klomp goed, onder andere van synkretisme. Maar hulle gaan nie terug na die geskiedenis en die oorspronklike uitsprake van die kerk en sê wat was die konteks nie. Hulle gaan nie terug nie. Veral die wat wil sê dat ons vir Ishtar gaan haal het en ander godinne gaan inbring het in die kerk in om nou synkretisties te wees nie. Nergens wys hulle vir ons die historiese momente waar dit gebeur het nie. Nergens nie. Maar almal wil dit sê. Maar nergens kan hulle vir ons wys wanneer dit nou presies gebeur het nie. En hulle is ook nie bereid om terug te gaan in die geskiedenis, na die katakombese toe nie. Daardie inskripsies wat ons het, waar daar gevra word vir die intersessie van die heiliges, onder andere Maria nie. Hulle wil nie dit hoor nie. Nee, hulle wil hê dat ons ergens in die middeleeue nou synkretisties opgetree het, deur voorvaderaanbidding in die kerk in te bring. En dan is daar miskien die een of twee dominees wat tog na die katekismes gaan en so, maar dan gebruik hulle ook maar net, hulle sien, aha, hier is 'n woordjie, ons praat van die divine motherhood, so die Katolieke Kerk sê, Maria is goddelik. En dan kan jy net maar verduidelik soos wat jy wil, hulle weier, want, nee, julle sê, Maria het divine motherhood. Maar jy lees dit die konteks nie. Dit is 'n arrogante, selfsugtige, beterweterige houding, wat eintlik spreek van jou onkunde, van jou eie vrees dat miskien is jy verkeerd. Dit spreek ook van 'n oneerlikheid, wanneer ons dit doen. Kom ons wees eerlik met wat die Katolieke Kerk glo oor Maria, oor die heiliges, en oor 'n klomp ander sake binne in die Katolieke Kerk. Ek wil julle uitnooi ook, as julle meer wil weet oor Maria, en ander sake, kontak ons, stuur vir my 'n boodskap, stuur vir ons 'n e-pos, en ons sal kyk of ons by julle vrae kan uitkom. Ek gaan later van tyd ook praat oor die sogenaamde, in Engels die devotions to Mary, die rede van waarom ons Maria se intersessie vra. En weer eens, net terloops, ons moet nie dink, dis net Maria nie. Maria se intersessie wat gevra word deur ons, staan binne die konteks van die groter konteks van die heiliges. Maar daarby sal ons inderdaad dan ook kom. Maar wees baie versigtig om die kerk te beskuldig van goed, waarvoor jy eintlik nie gronde en bewyse het nie. En ek onthou, ek was daar, en ek sê weer, ek onthou, en die mens beleef dit weer, hoe arrogant mense raak, wanneer jy vir hulle probeer sê, maar dis nie wat ons sê nie, en jy kan vir hulle alles sê, en alles wys, dan draai hulle om, en hulle gaan maar net weer aan en sê, nee, die Katolieke Kerk aanbid Maria. Ons doen nie. Maar ek weet, daar's weer mense wat hier gaan wegstap van hierdie video, en steeds gaan sê, die Katolieke Kerk aanbid Maria. Want het is so lekker om die Katolieke Kerk te bash. Het is so lekker om die Katolieke Kerk te bash, en te dink jou protestantse geloof is so wonderlik, en jy nie bereid is om die foute daarin raak te sien, soos wat almal van ons as converts dit moes raak sien. Bekeerlinge tot die Katolieke Kerk dit moes raak sien. Hoe dit ook al sê, baie dankie dat julle saam geluister het. Ek hoop hierdie video rondom Maria se titel Theotokos, moeder van God, gee vir jou so 'n bietjie 'n beter perspektief daarop. Daar is ook 'n video wat ek vroeër hierdie jaar gemaak het daaroor. Jy kan gerus dit gaan luister. Die titel is ook Theotokos. Gaan luister ook dit, en dan hoop ek dat julle 'n baie mooi dag dan ook verder sal hê. Mag die Here julle seën.